Jy dink dalk die pyn is die probleem, maar dis nie die probleem nie. Die grootste gevaar is wat gebeur wanneer pyn nie genees nie. Want pyn wat jy wegsteek word later woede, bitterheid en uiteindelik vernietiging. Dis presies wat met Absalom gebeur het. Nadat sy suster Tamar verkrag is, het niemand opgestaan nie. Niemand het haar beskerm nie. Absalom het daardie pyn vir jare saamgedra oor dit wat met sy suster gebeur het, totdat dit verander het in woede. En daardie woede het sy hele lewe verwoes. Miskien dra jy ook vandag pyn, verwerping, verraad, misbruik, eensaamheid of die verlies van iemand wat jy liefhet. Die vraag is nie of jy pyn het nie, die vraag is, wat doen jy daarmee? Sommige mense probeer dit verdof met drank, kos, pornografie of vermaak. Ander bly so besig dat hulle nooit stil raak nie. En dan is daar die wat die pyn oor en oor herleef, totdat die pyn bitterheid word en bitterheid 'n gevangenis word. Efesiërs 4 sê, laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Waarom? Want pyn wat jy nie na Abba Vader toe bring nie, kry later beheer oor jou. Maar vandag sê Yeshua vir jou in Matteus 11 vers 29, neem my juk op jou en leer van my en jy sal rus vind vir jou siel, want my juk is sag en my las is lig. Hy sien jou seer, hy ken jou pyn en hy kan genees wat niemand anders kan nie. Tik genees in die kommentaar as jy vandag vir genesing bid. En deel hierdie video met iemand wat dit moet hoor. En onthou, staan op, jy is geroep vir 'n tyd soos nou.